lees uit die woord van die Here uit. Daarna gaan ons saam bid. Ons luister dan na die woorde van die Here en ons lees saam Psalm 73 vers 1 tot 3 en dan vanaf vers 23. 'n Psalm van Asaf. Waarlik, God is goed vir Israel, vir die wat rein van hart is. Maar wat my aangaan, my voete het amper gestruikel, my voetstappe het byna uitgegly. Ek was afgunstig op die onsinniges, toe ek die voorspoed van die goddelose mense sien. En dan vers 23, Nogtans is ek altyd hier by u. U het my regterhand gevat. U sal my lei deur u raad en my daarna in heerlikheid opneem. Wie het ek buiten u in die hemel? Buiten u begeer ek ook niks op aarde nie. Op besluit my vlees en my hart, God is die rots van my hart en my deel tot in ewigheid. Dan kyk, die wat hulle ver van u afhou, vergaan. Die roei almal uit wat van u afroeer. Maar wat my aangaan, dit is vir my goed om naby God te wees. En die Here het ek my toevlug gestel om al u werke te vertel tot sover. Die skriflesing en die woord van die Here. Kom ons nader tot God in gebed, kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, baie dankie vir hierdie besondere voorreg om ook vanoggend in die kerk saam met medegelowiges te kan wees. Medegelowiges wat 'n diep behoefte het om tot u te nader, om ook ons hele lewe voor u voete te openbaar, om ook pleitend en smeekend tot u te nader, dat u ons in die groot genade sal aansien wat ons so nodig het in hierdie tye waarin ons lewe. Genade van beskerming, genade van onderhouding, genade van voorsienigheid, genade van versorging, genade van helderheid, genade van 'n behoefte om 'n hart te hê, om vir u lief te wees en u te dien en staande te bly soos 'n huis op die rots. Met eie krag weet ons, Here, is ons nie naaste by daartoe in staat om die huis op die rots te wees nie. Hoor, wanneer ons na onsself kyk en wanneer ons sondes in die oë kyk, dan besef ons is so afhanklik van die groot genade net vir redding, vir verlossing, vir die troos wat ons nodig het van die ewige lewe wat voorlê, 'n lewe sonder hierdie pyn en seer en benoudheid en angs en vrees en twyfel en onsekerheid wat ons ook in hierdie tye belewe. Help ons, Here, dat ons ook deur die regte bril na ons lewens in die wêreld sal kyk. En dit is die bril van Jesus Christus, die Seun van God, wat U gestuur het om ons te red. En daarmee saam die bril van die ewige woord, die lewende woord van God, wat vir ons dien as goeie riglyn en padkaart van ons lewe, om op die pad te bly wat U vir ons ook neergepen het. Hoor dat ons op die woord so sal wees deur die inwerking van die Heilige Gees, dat ons as 'n gemeente en ook individue, selfs besoekers vanoggend, dat ons baie suiwer sal wees, ons lewe suiwer sal wees, want ons hou ons lewens volgens U woord. Ons vra, Here, dat dit vir ons genoeg sal wees, en dat ons sal ophou om U te meet aan die wêreldse standaarde, en dit wat die wêreld al gedefinieer het as voorspoed, en welstand, en welvaart, en geluk, en goeie, en lekker tye. Ons bid, Here, dat ons U nooit sal meet aan dit wat die wêreld van ons vereis, of wat die wêreld van ons vra, maar dat ons lewens sal meet, daagliks aan U goddelike standaard, wat U aan ons gestel het deur die wet en ook deur die woord. Help ons, Here, dat ons nie sal vra, hoekom U nie dit of dat vir ons gee nie, maar eerder sal vra, wat kan ek doen om meer heilig te wees, meer afgesonder vir U te wees, en meer regverdig. Dit is dan ook wat ons uit hierdie psalm uit leer vanoggend.
Dit is dat daar ook 'n sekerheid in ons moet leef, dat U altyd by ons is. Help ons om dit te beleef, glo en te leef. Ons vra dat U dan ook ons sondes sal vergewe, die wat U eerlik smeekend daarom pleit. Ook bid ons vir diegene wat geen skuldgevoel het vir hulle sondes nie, dat U ook deur U hand van regverdigheid hulle oë sal open en hulle harte ontvanklik sal maak vir die groot genade vanuit U woord. Gebruik ons, Here, ook as goeie vrug om ook ander mense se lewens aan te raak, om ook te vul met U goedheid, U genade, U liefde en U guns. Seën ons ook in hierdie diens. Ons bid dat hierdie geleentheid sal strek tot eer en verheerliking vir U naam alleen. Ons vra, Here, dat U oor die eie eer sal waakhou vanoggend, en dat U ons ook in hierdie tye waarin ons lewe sal beskerm. In Jesus naam bid ons deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Ek dink as 'n mens gaan kyk na 'n vers wat ons kan uithaal vanoggend as die fokus teks, dan sal ons verseker na vers 23 kyk, daar veral ook die uitspraak wat Asaf maak. Nogtans is ek altyd hier by U. U het my regterhand gevat. Ons kan ook dit vertaal met gegryp. Nogtans is ek altyd hier by U, want U het my regterhand gegryp. Tot sover die skriflesing en die woord van die Here. Mag elkeen wat ook die woord vanoggend gehoor het, die saligheid in Christus Jesus ervaar, en sy daaraan opsluit en daarvolgens gaan lewe. Nou geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, daar kom tye in ons lewens waar die trane dood eenvoudig net nie ophou vloei nie. Die een traan na die ander traan kom soos 'n geopende kanaal van 'n dam wat te vol water is. Dit spoel as ware oor jou wange. Ons oomblikke in ons lewens wanneer die seer net nie wil weg nie en wanneer die verlange net nie wil stop nie. En dan kyk jy om jou rond en jy sien raak hoe ander mense lag, hoe ander mense gelukkig en vrolik is, hoe ander mense sukses behaal en as ware dan voorspoed in hulle lewens geniet. Hulle huise is vol, hulle gesinne lyk gelukkig en dit gaan maar net goed met hulle sake. Maar as jy na jouself kyk, dan worstel jy dag na dag. Dit is selfs moeite om net uit jou bed uit op te staan. Dit is moeite om kop bo water te hou. Ja, die rekeninge stapel op, jou somme klop nie. Jy betwyfel selfs jou besluite as jy na die uitkomste daarvan kyk. Die siekte wat jy al hoeveel keer opgedra het na die Here, gaan net nie van jou al weg nie. Daar is nie beterskap of selfs genesing nie. Die een gebed en bepleiting wat jy in die Here opdra, word nie verhoor nie. Daardie groot begeerte van jou hart is die een ding wat jy nie ontvang nie. Jy voel selfs alleen tussen 'n klomp mense. Tussen baie mense vir wie jy ook lief is. Jy bid en jy bid, jy gaan kerk toe en jy lees jou Bybel, jy het 'n werklike behoefte om getrou te bly en gehoorsaam te wees aan die wil van die Here. Maar wanneer jy in jouself kyk, in die binneste van jou hart, dan voel dit of God, ons Here, baie ver is. Dit voel of hy jou nie hoor nie. Dit voel of hy nie wil help nie. En dan kom daar gereeld so 'n gedagte wat ek glo baie van ons al in ons lewens geproe het. Is dit alles die moeite werd? Is dit die moeite werd om vas te klou aan hierdie godsdiens en hierdie geloof en aan ons Here, terwyl as ons rondom ons kyk, dit lyk asof dit selfs goed of beter gaan met die mense wat sonder God leef. En wanneer mense dit begin raak sien, dan word jou hart sommer baie swaar,
jou voete voel of dit onder jou uit wil gly, en diep binne in jou hart, is jy in worsteling met hierdie fluistering op hierdie fluisterstem wat sê, gee tog net op, los dit, hou op karring en klou aan hierdie geloof. Jy kan ons sien in jou lewe, dit maak nie sin nie. Dit maak uiteindelik ook nie saak nie. As jy so voel, so gevoel het, of dalk vanoggend so voel, kan ek vir jou met absolute eerlikheid sê, jy is nie alleen nie. Baie gelowiges reg deur die bestaan van die wêreld het al op dieselfde plek gestaan as waar jy jouself bevind in die donker nag van twyfel en onsekerheid en benoudheid. Maar vandag kom die Here weer deur sy woord op sy unieke manier soos hy homself Sondag na Sondag ook deur die woord aan ons openbaar, en hy kom na jou toe en hy kom raak jou hart aan met die volgende gedagte, met hierdie waarheid: die Here hou aan jou vas, al wil jy los. Die Here gryp aan jou vas, al probeer jy alles in jou vermoë om met hom te breek of hom te los. Hy laat jou nie gaan nie, selfs wanneer jy voel jy nie meer kan vashou nie, selfs wanneer jy voel dat jy nie meer krag het om staande te bly nie. Kom ons kyk na die woorde van Asaf in Psalm 73 wat ons saam gelees het. Ons kyk so 'n bietjie na die konteks van wat presies hier gebeur en ook dan wie hy is. Nou Asaf is 'n man wat die Here baie goed geken het, as ware dan ook selfs baie naby aan die Here gelewe het. Hy was een van die leiers in die tempeldiens tydens koning Dawid se tyd gewees. Hy was 'n musikant gewees, hy was 'n digter gewees, hy was al as hoof van die koor gewees van die tempel van die Here. Iemand wat met sy stem en iemand wat met sy hande die lof van die Here laat opklink, en iemand wat daagliks die voorreg geniet het om net die Here te loof en te prys en hom te aanbid. 'n Wonderlike plek om te wees, 'n wonderlike voorreg om in so 'n verhouding en so naby aan die Here te lewe. En hy het geweet dat die Here is goed vir sy volk, die Here is nog altyd goed vir sy volk, vir die wat rein van hart is. Daarom begin hy hierdie Psalm met hierdie woorde: die Here is goed vir Israel, vir die wat rein van hart is, die wat afgesonder vir God lewe, die wat hom lief het, die wat hom aanbid, die wat aan hom getrou wil wees, en die wat ook gehoorsaam lewe. Maar toe kom die groot krisis in hierdie man wat naby aan die Here lewe se lewe. Asaf begin so 'n bietjie rond te kyk na die lewe om hom, en hy begin iets raak te sien wat hom baie seer maak, moedeloos maak, en as ware ook laat begin twyfel. Die mense rondom hom, die wat nie die Here vra nie, die wat nie tot die Here nader in gebed of aanbidding nie, hulle lewens floreer. Hulle het geen swaar kry nie. Hy sê in die gedeelte wat ons nie gelees het nie, dat hulle liggame is baie gesond, as ware baie groot, hulle rykdom groei, en hulle spot selfs met die Here, hulle laster die naam van die Here, en hulle beleef geen straf nie, geen oordeel nie. Hulle betaal nie die prys van hulle goddeloosheid nie. Dit is hoe hy voel. Vasgevang as hierdie eenvoudige salaristrekker met die grootste, wonderlikste werk in die tempel, maar hy kry nie genoeg nie. Hy begin te fokus rondom hom, en dit wat hy sien, wat die ander in oorvloed van het, begin hy te weet en te weeg aan sy eie lewe. Dit maak hom hartseer. Want hulle lewe lyk vir hom gemaklik en lekker. Dit lyk vir hom of almal wat nie in die Here glo nie, 'n droomlewe, kry net wat hulle wil hê, maar intussen sukkel Asaf. Hy probeer om sy gedagtes en sy hart rein te hou,
Hy probeer om sy hande in onskuld te was, maar elke dag bring nuwe moeilikheid. Elke dag begin hy al hoe meer te fokus op die voorspoed en die welvaart en die geluk van diegene daar buite. En dit begin naderhand vir hom te voel of hierdie getrouheid van hom, hierdie aanbidding van hom, hierdie wat hy vasklou en vasgryp van die Here dood eenvoudig niks oplewer nie. Dit gee vir hom geen uitkoms nie. Dit gee vir hom geen antwoord nie. Dit gee vir hom geen duidelikheid nie. Dit gee vir hom ook geen sin nie. En daarom dat hy weer verwys na homself, en dit voel vir hom asof sy voete onder hom begin gly, en wat hy daardeur bedoel is dat sy voete gly na die ander kant toe. Hy begin amper hierdie geloof prys te gee, om ook die voorspoed en die geluk daar buite te beleef. Hy sê sy voetstappe, daar waar hy selfs loop in die tempel om die Here te aanbid, begin oor hom uit te gly, want sy gemoed is swaar, sy hart is swaar. Hy voel is onregverdig. Hy was afgunstig op die bose, toe hy hulle voorspoed gesien het, die jaloesie het in sy hart ingekruip en hom amper laat val. Hy is op hierdie randjie. Dit is wat ons in ons geestes ook moet sien, hierdie getroue persoon wat die Here geken het en naby die Here lewe. Ons moet in ons geestes ook sien hoe hy op daardie randjie is van opgee, op daardie randjie waar hy sy geloof prys gee. Dit was nie 'n ligte twyfel wat hy beleef het nie, dit was diep, dit was pynlik, dit was 'n pynlike stryd wat hom laat wonder het. Wonder het oor die sin van die lewe, en of alles sin maak, om vas te klou aan die Here. Asaf, hy het nie stil gebly nie, hy het sy hart oopgemaak voor God, en hy het erken dat hy bitter gedagtes gehad het, en hy het erken dat hy die behoefte gehad het om alles te verstaan, en dat dinge vir hom moet duidelik wees, en dat hy antwoorde soek. Hoor hoe mooi is hierdie, as ons nou hierdie prentjie het, van hierdie man wat op die ashoop van mismoed en oorgee sit, sien ons verder in ons geestesoog hoe hy weer die heiligdom van God binnestap, die tempel van die Here, die teenwoordigheid van God beleef, en toe hy dit ervaar, weer vir die hoeveelste keer, sien ons hoe sy oë oopgaan. Dis asof hy iets raak sien wat hy lanklaas of nog nie raak gesien het nie. Hy sien die einde van die goddelose, van diegene wat nie in die Here glo nie, vir diegene wat nie aan God getrou bly nie, vir diegene wat geen behoefte het om hom te aanbid nie. Hy sien dis asof die Here dit aan hom openbaar, die regverdige sy van die lewende God, dat diegene wat nie in God glo nie, sal die oordeel ontvang en hulle sal sterf. Maar daar in God se teenwoordigheid, daar in die heiligdom, beleef hy iets ongeloofliks, iets wonderliks. Nou hou hierdie gedagte net vir 'n oomblik vas, want ons gaan dit aan die einde bymekaar bring oor dit wat hy beleef het en dit wat hy ervaar het. So ons skets net die konteks van waar Asaf homself nou bevind. Nou geliefdes, Asaf se storie is ook ons storie. Hoeveel keer staan ons nie in ons lewens of het ons al in dieselfde skoene gestaan as waar Asaf homself bevind? Jy werk hard, jy is eerlik in jou lewe, jy lewe God vrees en jy het die behoefte om getrou te bly aan God. Jy lewe naby aan die Here, jy lees jou Bybel, jy kan verse uit jou kop uit opsê. Die Here is deel van jou beplanning en jou plan vir jou lewe. Hy is jou hoop en die anker en die as waarom jou lewe draai. Maar tog ten spyte van die ure se gebed en smeek en pleit, is daar maar net deure wat toe bly. Dit terwyl ons op sosiale media, die nuus en koerante en wêreldwyd sien hoe die goddeloses hoogtyd vier. Dit gaan net goed. Maar vir ons wat getrou bly daar maar net deure toe en dit maak seer.
Dit maak mense wonder. En dit laat jou vra, Here, waar is U regverdigheid? U het ons nou al hoeveel keer beloof, dit sal goed gaan met Israel, en ons is deel van die geseënde nageslag van Abraham, wat ook deel het in Israel, en Israel se beloftes. Maar waar is die regverdigheid? Wanneer gaan U ingryp? Wanneer gaan U luister na wat ek smeek en pleit, en wanneer gaan U my gebed verhoor? Miskien het jy vanoggend hier 'n seer hart, dalk teleurstelling, dalk wonder, dalk gaan jy deur 'n siekte wat nie weggaan nie, of dalk is daar 'n geliefde in jou lewe wat ernstig siek is. Jy gaan dalk deur finansiële swaar kry, deur gebroke verhoudings, of selfs huwelik, of dalk selfs deur eensaamheid in jou ouderdom, en ons kan hier voorbeelde noem, van voorbeelde is legio. Elkeen van ons kan 'n lys van voorbeelde noem en neerpen, oor dit hoe ons voel, dit wat ons beleef, en dat ons selfs naderhand wonder, wanneer die Here gaan antwoord. Wanneer gaan hy nou sy kant bring? En wanneer ons daardie selfondersoek doen, dan maak dit ons harte seer, jy voel moeg, die gebede voel droog, en die kerk voel soms baie ver, en diep in jou hart fluister daar dieselfde stem wat in Asaf geleef het. Is dit alles die moeite werd? Is dit die moeite werd om vas te klou aan die Here? Is dit die moeite werd om vanoggend hier in die kerk te sit? Daar die stemmetjie wat daar voor tree, gee tog net op, die Here sal doen. Jy kan ons sien, jy kan ons voel. Ons almal voel soms so, dit is menslik, die lewe is nie altyd regverdig nie, en ons oë is maklik vasgevang op dit wat ons sien, dit wat ons hoor, dit wat ons ervaar. Ons vergelyk ons swaar kry, of ons tekortkominge en ons seer met ander se skynbare geluk, en ons hart word jaloers en selfs bitter en seer. Maar dis juis in daardie oomblikke, presies in daardie oomblikke waar daardie twyfel heers, waar die Here na jou toe kom, na Asaf toe kom, na my toe kom, na ons toe kom. Hy verstaan jou stryd, hy weet hoe swaar dit is om aan te hou wanneer alles in jou sê, los dit. Nie lang terug nie was ons by die Paasfeesvieringe, en voor dit waar die Here gesmeek het, die Seun Jesus Christus, as dit U wil is, laat hierdie beker by my verbygaan. Hy weet presies waardeur jy gaan. Hy weet presies hoe dit voel om vas te klou en reg te wees, maar deur die wêreld as onregverdig beskou te word. Hy weet presies hoe dit voel om staande te bly in ware geloof, terwyl selfs die mense by die kruis gelukkig en vrolik lyk. Hy ken dit, want hy self was daardeur gewees. Hy verstaan jou stryd. Hy weet hoe voel dit wanneer dit daar binne in jou die stemmetjie fluister, los dit is nie die moeite werd nie. Maar hier kom die wonderlike punt, die hoogtepunt van God se getrouheid. Asaf in hierdie gedeelte lees ons nie dat hy self 'n oplossing gevind het nie. Hy het nie deur sy eie krag uit die twyfel geklim nie, nee, glad nie. Wat hy wel vir ons sê in hierdie psalm, is dat God het hom vasgegryp. God het hom vasgehou. En God het aan hom vasgeklou. Luister na die pragtige woorde wat Asaf later bely is, sy eie nogtans as hy altyd deur by, want U het my regterhand gevat. Ons moet hierdie volgende prentjie net in ons gedagtes kry, want ek dink te veel het die wêreld al vir ons probeer definieer dat
jou verhouding met God, dit tel, en dan sien ons dit as so 'n verhouding, waar ons mekaar hand aan hand vashou, en deur die lewe gaan. Dit is nie hoe dit werk nie, geliefdes. En Asaf het ons kom leer, jy wil nie aan God vashou nie. Maar as dit nie vir sy groot genade was nie, was ons verseker verlore. Ons sou ons eie pad geloop het, maar hy hou jou vas. Hy hou jou styf vas, en maak nie saak hoe jy probeer, en wat jy doen, en hoe jy voel nie. As jy 'n kind van God is, dan hou hy jou vas, al probeer jy hoeveel keer, en hoe lank, en hoe hard om te los, jy kan. En dit is wat Asaf beleef het. Die getrouheid van God het vir hom 'n realiteit geword. 'n Realiteit van die wete dat God my vasklou, vasgryp as ware, en vashou met 'n greep wat nie gelos kan word nie. Dit is vir my eintlik so kosbaar as 'n mens na hierdie gedagtes kyk. Dat Asaf vir ons leer, dis God wat hom vashou, en dis God wat ons vashou, en daarna in hierdie gedeelte besef Asaf, en hy het hierdie mooi stelling wat hy maak, hy was amper daar om sy geloof prys te gee, hy was amper daar, waar hy sê sy voete het onder hom uitgegly, dit was amper vir hom te veel om te hou, en hy gaan kerk toe, en hy sit in die kerk, hy is in die teenwoordigheid van die Here, en hy besef, want dis die Here wat my vashou, daarom sal dit altyd goed gaan met die volk Israel, want die Here sal sy regterhand vashou. Daarna besef hy, en hy sê hierdie mooi stelling, wie het ek buiten U wat in die hemel is, en buiten U begeer ek niks op aarde nie. Onthou, ons praat hier van 'n man wat rondom hom gekyk het, en gesien het hoe goed dit met almal gaan, en dit het hom jaloers gemaak, en dit het hom bitter gemaak, en dit het hom gedwing tot 'n worsteling met God, en hier kom hy en sê, wat het ek buiten U in die hemel, ek begeer niks op aarde nie. Hy sê, my vlees en my hart kan val, maar God is die sterkte van my hart, en my deel vir ewig. Dis asof hy sê, die Here tree in vir my, staan op vir my. Weet julle wat het Asaf ontdek, ten spyte van hierdie tekortkominge, of dit wat hy nie het nie, of dit wat hy beleef as sleg is, hy kom sê vir ons vanoggend, ek het my grootste skat ontdek. Daar is niks groter as hierdie ontdekking wat ek nou beleef nie, en dit is God. God is sy grootste skat. Nie die voorspoed van die wêreld nie, nie die maklike, lekker lewe nie, nie om alles te besit of te hê waarvoor jy vra nie, maar God is sy grootste skat, die nabyheid van die Here wat hom vashou. Dit is die hart van die evangelie vir ons vandag nog. Here Jesus Christus het aan die kruis kom hang, sodat jy nooit gelos sal word nie. Hy het beloof, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Selfs wanneer ons swak is, selfs wanneer ons bang is, selfs wanneer ons seer het, selfs wanneer ons nie ontvang waarvoor ons bid nie, selfs wanneer ons twyfel, selfs wanneer ons wil los, hy hou vas. Hy is die goeie herder wat as hy verlore skape soek. Hy is die Vader wat die wegloop kind met oop arms ontvang en inwag. God se getrouheid beteken nie dat hy ons altyd van swaar kry, seer of verlies of teleurstellings gaan spaar nie. Dis nie wat dit beteken. Beteken nie omdat jy nou glo gaan jy spontane rykdom en voorspoed beleef en alles gaan in plek val nie. Dis glad nie wat God se getrouheid beteken. Wat sy getrouheid beteken is dat maak nie saak waardeur jy nou gaan nie, God is daar binne. Elke liewe hoofstuk van jou lewe is God die een wat vir jou sê, ek was daar. Ek was daar. En vanoggend vir jou sê, ek is hier. En vandag vir jou sê, ek sal môre daar wees. Dis wat die Here vir ons sê. En dis wat hy ons leer deur hierdie gedeelte. Hy gebruik soms self die donker tye om ons nader aan hom te trek, soos 'n prediking soos vanoggend. Wanneer ons harte val, word hy ons krag. Wanneer ons nie meer kan sien nie, word hy ons visie. Wanneer ons nie meer kan opstaan nie, want ons is moeg en siek en sat om so te lewe, word hy ons krag.
en word hy ons sterkte. Wanneer ons nie meer wil loop of kan loop nie, word hy jou voetspore. En eendag wanneer ons hierdie lewe verlaat, sal hy ons neem na die heerlikheid waar daar geen trane meer is nie. Here hou jou vas, al wil jy los. Hy sal jou geloof nie prys gee nie, want hy het self in jou begin. Jou saligheid, jou redding, jou verlossing hang nie van jou af of hoe sterk jy vashou, hoe sterk jy aan die Here vasklou nie. O nee, glad nie. Jou verlossing, jou redding hang van hoe sterk God aan jou vasklou. Hoe sterk hy jou vashou. En die greep wat hy rondom jou arm het. Dit is genade, dis suiwer genade. En ek wil afsluit. Daarom geliefdes, as jy vandag moeg is en jy voel jy wil opgee, oorgee, prys gee. Kom na die Here toe. Beleef dit wat Asaf beleef het, om in die heiligdom van die Here te staan, om in die teenwoordigheid van die Here te wees, om sy woord te hoor, om saam met 'n gemeenskap van gelowiges te wees. Laat toe dat hy jou regterhand vasklou. Laat toe dat hy dit vasgryp. En voel hoe hy dit doen. Ek ken jou twyfel, jou jaloesie, jou moegheid, jou kwaad, jou worsteling, jou wraak en jou afgunstigheid. Hy sal jou nie wegstoot nie, hy sal jou inteendeel stywer vashou. En as jy vandag die voorreg geniet, waar jy voel, jy hou self ook nog stewig in die Here vas, wees dankbaar, want dit is genade. En ek wil vir jy sê, die werk wat ek doen en dit wat ek beleef, is almal baie naby om te los. Want dit lyk of daar nie lig aan die einde van die tonnel gaan wees nie. Dis juist nou, vandag, op hierdie oomblik, waar jy in jou geestelike lewe moet voel hoe die Here, die lewende God van hemel en aarde, jou hand vashou en met jou op pad is. Almal van ons is afhanklik van dieselfde genade. Mag die Here jou vandag verseker, hy is jou deel vir ewig. Om naby God te wees, is goed, beter, beste. Mag ons niks anders begeer as dit nie. Want wie het ons werklik? Kom ons wees eerlik. Wie het ons werklik buiten God in ons lewe? Hy is waarheid. En hy is die een wat vanoggend vir ons sê, ek sal jou vashou, al wil jy los. Amen. Kom ons dan. Ons almagtige God en Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het. Om vanoggend te kan bely, U hou ons vas. En U sal ons nooit los nie. Maak nie saak die omstandighede nie, maak nie saak dit wat ons beleef of ervaar of selfs vanoggend voel nie. U hou ons vas. Mag dit vir ons genoeg wees. In Jesus naam bid ons deur die werking van die Heilige Gees. Amen.